As U maar die hemel wou oopskeer en afdaal. Hierdie skreeugebed van Jesaja smeek God om in te gryp. Nie vir 'n sagte aanraking nie. Hy vra vir 'n radikale, sigbare, skuddende ingryping wat die berge sal laat bewe. Because the power of God works to melt hearts rather than break them. And that's what vulnerability and helplessness can do. That's what infants can do. God's power, or at least God's power to draw us into intimacy with one another, doesn't normally work through might, muscles, and cool in vulnerability. Jesaja 64 vers 1 tot 2. As U maar die hemel wou oopskeer en afdaal, die berge sal bewe van U teenwoordigheid. Soos vuur struikgewas laat opvlam, soos water deur vuur tot kookpunt kom, so sal die nasies bewe vanweë U teenwoordigheid. As U maar die hemel wou oopskeer en afdaal. Hierdie skreeugebed van Jesaja smeek God om in te gryp. Nie vir 'n sagte aanraking nie. Hy vra vir 'n radikale, sigbare, skuddende ingryping wat die berge sal laat bewe. Die volk is gebroke, verward en sit in ellende en wag op God om hulle werklikheid te kom verander. En kan ons net in gedagte hou dat Jesaja omtrent 700 jaar voor Christus hierdie aarde bewandel het. Hierdie heilige hinkering is nog steeds die kloppende hart van Advent. Dis 'n tyd waarin ons die spanning beleef tussen die wêreld soos dit is en die wêreld soos God dit beloof het, soos ons 'n paar weke terug ook oor gepraat het, soos ons dit kan verbeel, maar nie kan beheer nie. En 'n tyd waarin ek meer as ooit die spanning beleef tussen my dade en keuses en apiebrein-patrone en die ware ek, onder al die laagies stof, letterlik op die oomblik in my geval, en die gejaag om te gaan rus, die stowwerigheid van my bestaan, die stal van my siel. En dan sien ons nou in retrospek en lees ons die Kersverhaal wat ons so goed ken, dat Kersfees, die koms van Christus, verwagtinge kom skud en in skerwe gelaat het. Ek dink is nogal snaaks hoe God, eintlik sonder uitsondering, altyd die houers van ons verwagtings kom oopbreek. Ons het 'n idee van hoe God veronderstel is om op te tree, en dan breek God daai aannames en vervul ons verwagtings op 'n veel dieper wyse. Dis wat gebeur het in Bethlehem. Die nag toe die aarde se kalender van vooraf begin het. Vir eeue het gelowiges diep bewus van hulle magteloosheid om hulle self te kan red en alles reg te maak wat verkeerd is op aarde, tot God gebid om aarde toe te kom as 'n redder, om die aarde te kom skoonvee en alles reg te maak. Hulle het nie 'n helder idee gehad, 'n visie gehad van hoe dit moes lyk nie. Maar daar was 'n versigtiging na geregtigheid en 'n hongerhoop. Dis eers met profete soos Jesaja wat hierdie visie eintlik helderder geraak het en wat hulle dit begin artikuleer het.
van hierdie nuwe tyd wat hulle kon aanvoel, wat hulle binne in hulle geweet het, sou aanbreek. Hulle het nie geweet dat hulle dit nie sou sien nie, of dat hulle dit sou sien nie. En Jesaja sê dit so, daar sou voorspoed wees vir die armes, daar sou genesing wees vir die siekes, vryheid van alle slawerny en geregtigheid vir almal. Die armes en die swakkes sou hierdie nuwe aarde beerf, en die langverwagte Messias sou eenvoudig alle boosheid oorwin en kom nuut maak. En na al hierdie eeue se gewag en gesmag, wat kry hulle? 'n hulpelose, kaal babietjie, wat nie eens homself kon voer nie. Hulle het 'n supermens, 'n superster verwag, iemand wie se intellek, se fisieke krag, se weerbaarheid en onoorwinlikheid alle magte op hierdie planeet sou verdwerg, op so 'n manier dat daar geen meer argument of geen meer weerstand sou wees teen sy teenwoordigheid nie. Is dit nie hoe ons ook dikwels op God wag nie? Hoe ons fantaseer oor sy krag en hoe dit moet werk in hierdie wêreld nie? Ons verwag God op ons manier, sterk, sigbaar, onweerstaanbaar, bergverskuivend. Maar die verrassing van Advent is dat God nie noodwendig die berge kom skud nie, maar ons aannames. Jesaja vra vir 'n God van donder en rook, maar God verras die wêreld met 'n baba in 'n krib. Jesaja roep, skeer die hemel oop, en God doen dit, maar nie met 'n vulkaniese teofanie nie. Hy skeer die hemel oop met 'n engelekoor aan eenvoudige herders. Hy daal neer, nie op 'n bergtop onder trompetgeskil nie, maar in 'n stil stal. God het gekom. God is aan te kom. God sal kom, maar op maniere wat mens nooit sou verwag nie. Nou kan ons vra, hoekom as hy kan, hoekom flex die Almagtige, die skepper van die heelal, nie meer spiere nie? Hoekom word God gewoonlik meer geopenbaar in die lyfie van 'n pasgeborene as in die van 'n superster? Hoekom? Ronald Rolheiser beantwoord hierdie vraag so, hy sê, because the power of God works to melt hearts rather than break them. And that's what vulnerability and helplessness can do. That's what infants can do. God's power, or at least God's power to draw us into intimacy with one another, doesn't normally work through might, muscles, and cool in vulnerability. Intimiteit, dit wat God begeer met die mens, met my, met jou, is afhanklik van weerloosheid. God het dit vir ons nie net kom demonstreer nie. Hy het dit geword. Ons as mense kan mekaar verlei deur skoonheid. Ons kan bewondering aantrek deur ons talente. Ons kan mekaar intimideer deur mag en krag. Maar geen van hierdie oënskynlike blinkgoed kan op die ou end verlang die basis skep vir ware gemeenskap nie. Die onskuld, magteloosheid en weerloosheid van 'n baba kan wel. En weerloosheid lyk altyd op 'n stadium soos gemors. Maar is die enigste gom vir ware gemeenskap, vir genoeg, vir geloof, vir gewaarwording en vir genade. God se krag, soos 'n baba wat slaap in 'n wiegie, lê in ons wêreld soos 'n stil uitnodiging, nie soos 'n bedreiging of onder dwang nie. Jesaja vra vir 'n God wat die wêreld skud.
En God stuur 'n kind wat sagkens van binne af buitentoe kom verander. Jesaja vra vir oordeel oor die nasies en God stuur 'n Messias wat die nasies liefhet, vir wie se koms vir almal goeie nuus is, sê die woord. Jesaja vra vir krag en God kom in swakheid. Jesaja vra vir ingryping. God gee inkarnasie. Jesaja vra dat God naby sal kom en God kom so naby dat hy vel en bene aantrek. God se weë, sy paaie is hoër, maar dit is ook vreemder, sagter en meer skokkend genadig as enige iets wat ons ken of oor kan dink of droom. Miskien bid jy ook tans soos Jesaja. Breek deur in my gesondheid. Skeer die hemel oop oor my familie. Kom Here, kom in my finansies, wat dit ook al is. En God beantwoord altyd ons gebede, want hy kan nie beloftes verbreek nie. Net aannames. Maar nie in die pakkie wat ons verwag onder die boom nie. Ons bid vir 'n aardbewing, hy gee krip. Ons bid vir 'n koning met krag, hy kom as 'n nederige diensknegt. Ons smeek vir 'n oplossing, hy gee verlossing. En dan net 'n voetnota oor verlossing, nie omdat dit nie belangrik is nie, dit is baie belangrik vir hierdie stofpad. Die oorspronklike betekenis van verlossing was om lewendig te maak. Dit het te maak gehad met hierdie lewe. Die Afrika spreekwoord, when death finds you, may it find you alive. Nie eers om lewendig te raak as jy klaar dood is nie, soos ons dikwels redding verstaan nie. So die vraag, die uitnodiging vir hierdie laaste 10 of wat dae voor Kersfees, maar ook vir elke dag. Is jy gereed vir die ontbloting van jou aannames, van jou blinde kolle, van jou verwagtings? Kan jy nog verras word, of is jy meer van die opinie dat jy al alles gesien het en dat niks jou meer kan verbaas nie? Is jy oop vir Christus se stil vleeswordingsoomblik, 'n woord van troos, 'n deur wat oopgaan of miskien toegaan, 'n ontmoeting met iemand, 'n kind se stem, 'n vrede wat die verstand te bowe gaan, onverwags, te midde van 'n storm, 'n vergifnis wat groei waar daar gister dalk net 'n harde hart was, 'n flou liggie en 'n klein opening, daar waar Jesus in die alledaagse opdaag. Wil jy sê, heel uit sê, kom Here, kom, op watter manier u ook al wil. Want die God van Jesaja is dieselfde God van Bethlehem. Is dieselfde God in 2025, hier by my, hier in my, hier in jou. Kom ons laat onsself toe om in hierdie dae verras te word. Om nie mense te voorspel nie, maar hulle te ontdek. Kom ons kweek verwondering, kom ons leef stadig genoeg, sodat ons glimpse van genade kan raak sien. Kom ons hou ons aannames lig en ons oë waarwyd oop, om te kan sien hoe God werk, waar ons dit die minste verwag. In die mens wat ek miskyk, dalk een van my familielede, wat ek in die gesig moet staar in hierdie tyd, in die situasie wat ek afgeskryf het, in die gebed wat ek lankal ophou bid het. Kom ons bly wakker, al wil ons nou gaan slaap, en moenie jouself laat mislei nie, ingelig is nie dieselfde as wakker nie. Nie angstig nie, wakker. Nie bevrees nie,
aandagtig. Nie sinies nie, maar hoopvol. In 'n wêreld wat dink dit het al alles gesien, omdat ons enigiets kan Google, omdat ons die weer kan voorspel, omdat ons die nuus regstreeks kan volg, omdat ons beelde uit die ruimte kan kyk. Fluister Advent, jy het nog niks gesien nie. Daar's soveel wat nog wag, in die doodgewone, in die kwesbare. Ek wil afsluit deur iets te lees van die digter Andrea Gibson, wat hierdie jaar lewendig aangetref is deur die dood. Die lyf se gretigheid om verras te word, onbeplant, onberekend, onverklaarbaar. Die woord het vlees geword. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Acceptance speech after setting the world record in Goosebumps. I wasn't by any means a natural, was not one of those wow hounds, born jaw-dropped. I was tough in the husk, went years untouched by rain, took shelter seriously, even and often especially in good weather. My tears, like teenagers hiding under the hoods of my eyes, so committed they were to never falling for the joke of astonishment. When I was told there were 7 wonders of the world, I trusted the math, believed I had seen none of them. Of course, beauty hunted me. It hunts everyone. But I outran it, hid in worry, regret, the promise of an afterlife, or a week's end. Then one day, in a red velvet theatre in New Orleans, I watched Maya Angelou walk on stage. 17 slow steps to the mic. She took a breath before speaking, and I could hear God being born in that breath. My every pore reached out like a hand pointing to the first unsinkable lotus in the bayou of the universe. I'd never felt anything like it. Searched the encyclopedia for the feeling's name when I got home. Goosebumps. Afterward, I thought, I can do this. Started training, morning to night. Crowbar swinging like a pendulum at the wall of my chest, tore the caution tape off my life and let everything touch it. Allen Iverson on the television, in his first season with the Sixers, cross over sharp as a V of sparrows, flying through the paint like Michelangelo's brush. 333 goosebumps. My baby sister, sober for the first time in 13 years, calling to tell me she just noticed our mother's eyes are green. 505 goosebumps. One day my friend scored tickets to a Prince concert, tiny venue. I was right behind the sound booth. Prince's entire band that evening, women. At the end of the show, the sound person turned around and whispered, he didn't play one song on his set list the whole night. I live on stages. I know what it is to scratch a plan, but not the whole trip, and still arrive to your destination 200 years before your time. 421 artists formerly known as Goosebumps. But that's just the fancy stuff. Some of them came from simple facts. It rains diamonds on Jupiter. 189 goosebumps. Blood donors in Sweden receive a thank you message when their blood is used. 301 Nordic goosebumps. One night in Ann Arbor,
My friend, still undiagnosed, could not uncool her fingers to strum her guitar, so she sang the chords instead. It was the first time in my life I'd seen pain become an instrument. 10,000 goosebumps. For each and every note plucked from the string section of her refusal to silence her dream. And after that, nothing in the world was grey. Even the movie of my past was released in colour. The oldest man in my hometown could not get to the door to listen to our carols. So we went inside and sang at his bedside instead. 24 boots on the front step, catching snowflakes with their tongues, 776 goosebumps. At one point, everything started doing it. A sincere apology, 221 goosebumps. An enemy's love poem, 222 goosebumps. The moon rising over the continental divide. My girlfriend and I thought it was a car driving off a cliff, and suddenly nothing in the world was dying. You ever felt that? A split second when nothing in the world is dying. 888 goosebumps. And the next day, I sharpened a tiny axe so I could split the seconds myself. Too much lives in a moment to not feed it to the fire in the heart. Slow, a Missoula treehouse filled with candlelight. 143 goosebumps. The Octopus documentary, 54 goosebumps multiplied by 8. The biggest dog in the shelter, hiding behind a teacup chihuahua, and the woman who came to adopt a cat, taking all 3 of them home. 1,012 goosebumps. There is no escaping the magic now. Beauty caught me and never let me go. And the thing about the world record is, if someone breaks it after me, and they will break it after me, I will love that so much that without even trying, I'll break it again. Here, God van verrassings. Kom skeer die hemel oop en daal neer. Soos U wil. Nie soos ons dink jy moet nie, soos U wil. En berei ons harte voor die stal van ons siel om verras te word. Om U raak te sien, raak te hoor, raak te ruik, raak te voel, waar ons het soms die minste verwag. Dankie dat U nooit U beloftes breek nie. Mag ons verras word, opnuut verras word, deur die koms van die Christuskind in Bethlehem. Amen. Aan elkeen wat op pad is iewers heen, nie net in plek nie, maar ook in tyd, en dis ons almal, hoop ek 'n veilige reis hierdie advent. En baie dankie ook vir almal wat aanhou bydra vir hierdie forum, hierdie platform, hierdie manier van by mekaar kom, sonder om mekaar in die oë te kyk of te sien of fisies te voel. Dis die geskenk van die tyd waarin ons leef ook. Jy kan finansiëel bydra deur die SnapScan kode te gebruik of en via se bankbesonderhede op die webtuiste te kry. 'n mooi advent vir jou verder.